Ek gaan vanoggend reguit in die woord induik en ek hoop jy is gereed vir vanoggend en vir dit wat die Here wil doen. Ons gesels oor die oploop eintlik tot Paasfees en die oploop tot waar ons hierdie incredible moment het in die geskiedenis van die mensdom. Maar ons gesels oor Jesus aan die etenstafel en beduidende gesprekke wat hy gehad het rondom 'n etenstafel, oomblikke wat hy gehad het saam met mense en wat hy gekies het om met hulle oor te gesels. Partykeer het die omgewing die gesprek na 'n rigting toe gevat. Ander kere het die Here definitief 'n agenda gehad om iets spesifieks te gaan doen daar. Elke keer is daar 'n agenda, ons weet. Hy werk nie sonder dit nie. Maar dit is asof jy kan agterkom, daar was oomblikke waar Jesus die geleentheid gegryp het om nou 'n teaching te gee. Ander kere was hy daar van die begin af met hierdie doelgerigtheid. En in elkeen van daai geleenthede en in elkeen van daai gesprekke is daar iets om uit dit uit te kan vat. In elkeen van daai geleenthede is daar iets om te ontdek. En Janine het laasweek so goed vir ons die reeks afgeskop of die fokus afgeskop waar sy gesels het oor Jesus aan die etenstafel saam met Matteus. En waar hy in Matteus se huis sit saam met 'n klomp sondaars, sê die woord vir ons. En die manier hoe die Here interaksie gehad het met hulle en hoe hy gekies het om hierdie gesprek te voer met hulle wat 'n significant disipel uit daai oomblik uit losgemaak het. En vandag gesels ons oor Jesus aan die etenstafel saam met Simon die Fariseer. Nou as jy jou Bybel hier het, ons gaan by Lukas 7 redelik stil staan vanoggend en dan net uit daai storie uitwerk. Jy ken hierdie storie baie goed, maar ek dink daar's 'n paar kritiese beginsels vanoggend wat ons oor gesels in die konteks van dit wat Jesus kies om mee te gesels oor Jesus aan die etenstafel saam met Simon die Fariseer. Die eerste beginsel wat ons leer uit hierdie storie uit is om voor te berei en nie net te nooi nie. Om te nooi en voor te berei. Want dit is krities belangrik dat jy hierdie konteks sal verstaan, dat dit nie net gaan wanneer ons te doen het met Jesus oor 'n innooi in jou spasie in nie. Dit gaan oor 'n stuk voorbereiding wat saam met dit kom. En ons sien die storie waar hy afskop in Lukas of eintlik bietjie later in die storie in vers 36. Hy sê en een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet en hy het in die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan. Dis 'n incredible moment waar ons agterkom, maar Simon is die een wat Jesus nooi. Simon is die een wat Jesus in sy spasie innooi. Simon is die een wat Jesus in sy huis innooi. Simon is die een wat hom innooi in die vertrek in. En dan is dit baie duidelik later in die storie dat wanneer Jesus met hom te doen het, kom jy agter maar hier's nie 'n voorbereiding gewees vir Jesus nie. Hy nooi Jesus in die spasie in, maar wanneer Jesus met hom praat, dan maak hy dit baie duidelik, jy het my nie 'n soen gegee nie, jy het nie my voete gewas nie, jy het nie my hoof gesalf met olie nie, en dis amper soos 'n tafel wat halfpad voorberei is. Ons kry partykeer 'n geleentheid waar ons weet, ek het 'n significant oomblik waar ek gaan 'n tafel hê en ek gaan mense hê en ek gaan kos hê en ek gaan netjies maak. Maar dis asof daar 'n geleentheid is in hierdie storie waar jy agterkom, daar's 'n bewustheid van ek wil mense by my huis hê, maar ek het nie eintlik voorberei vir hierdie geleentheid nie. Ek het nie alles gedoen wat maak dat mense gereed is om aan hierdie tafel te kom sit nie. Ek het nie alles gedoen om seker te maak almal het vrye toegang eintlik tot hierdie oomblik nie, want dit is nogal 'n opmerklike ding wat Jesus vir hom sê, wanneer hy sê jy het nie my voete gewas nie. Wanneer jy voete gewas het, ons gaan eintlik later na daai skrifgedeelte 'n bietjie meer in detail kyk, maar was dit 'n plek van reiniging en 'n plek van jy is welkom om aan hierdie tafel te kom sit. En Jesus sê, jy het hierdie oomblik gemis, jy het nie eers dit gedoen wat 'n basiese beginsel is om die omgewing voor te berei dat ons kan kom sit hierso nie. Dis amper om iemand na jou huis toe te nooi en te sê, ons gaan 'n paar aktiwiteite eers doen aan die buitekant. En jy het hierdie hele program wat jy uitgewerk het en begin doen en nou het almal interaksie, maar nou is almal se hande vuil, maar jy sluit al die krane toe met slotte en sê, niemand kan hande was nie, niemand kan hulle self nou reinig vir hierdie oomblik nie. Dis amper soos om iemand te nooi na jou huis toe, maar hulle nie te groet by die deur nie. Dis dieselfde vlak van interaksie wat Jesus hier het. Hy sê, jy het my genooi na jou huis toe, maar jy het my nie verwelkom nie. Jy het nie vir my 'n plek gegee waar ek regtig kan kom aansit aan hierdie tafel nie. En dis 'n kritiese beginsel. Dis een ding om Jesus te nooi in jou spasie in, dis 'n hele ander ding om vir hom voor te berei. 'n Hele ander ding. En daar's iets van 'n ontdekking in ons harte, daar's iets van 'n bewustheid
van wanneer ek en jy te doen het met die interaksie van Jesus en wat hy gaan kies om te sê om hierdie etenstafel is so 'n massive oomblik wanneer hierdie storie ontbloot word, dat dit nie net gaan oor ek het Jesus verwelkom nie, maar ek het voorberei vir hom. Maar hier's die probleem natuurlik in die storie. Simon nooi vir Jesus na sy huis toe, maar hy het 'n definitiewe agenda ook. Hy het 'n definitiewe ding wat hy probeer uitfigure in homself. Hy weet Jesus is belangrik. Hy weet Jesus is iemand met wie hy 'n gesprek wil voer. Hy weet Jesus is iemand, daar's iets omtrent hom. Maar wanneer hy interaksie met Jesus, kan jy agterkom, hy probeer hom ook uitvang. Hy probeer hom ook diskwalifiseer as 'n profeet. Ons sien in vers 39, wanneer hy in die gesprek kom en hy sien hoe die storie voor hom afspeel, dan sê hy, en toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. Jy kan hoor, hier's 'n motief in Simon se hart. Jy kan hoor die gesprek wat hy met Jesus wil voer, is eintlik iets van, as hy 'n profeet was, dan sou hy nie hierdie gedoen het nie. Ek weet Jesus is belangrik. Ek kan sien daar's iets omtrent hom. Ek kan beleef dat daar 'n baie duidelike aksie is en 'n reaksie is by mense wanneer hy in 'n omgewing is, en ek het 'n behoefte dat hy na my huis toe gaan kom. Ek het 'n behoefte dat hy gaan deel wees van hierdie oomblik, maar ek kan ook nie wag om uit te wys waar ek dink hierdie ding skiet so 'n bietjie kort nie. En dit is nogal 'n scary ding vir my, want daar's baie mense wat agterkom dat daar is iets omtrent Jesus in hulle lewe. Hulle kom agter daar's iets omtrent hom en nooi hom in hulle spasie in, maar hulle kan ook nie wag om te sê, maar waar was die Here toe dit gebeur het? Hallo? Waar ons so maklik wil diskwalifiseer wat hy in ons lewens beteken. Ons nooi hom in ons spasie in, maar die oomblik as iets gebeur, dan kan ons nie wag om so Simon die fariseer te sê, maar ja, as hy 'n profeet was, sou hy nie. As ek dalk vir 'n oomblik deursigtig kan wees, ek gaan dalk teen 'n moeilikheid kry, maar vergewe my vir dit. Ons grond hier langsaan was vir my, dit was 'n moeilike ding, nê. En meeste van julle ken die storie, dit het al gebeur 2019, en waar daar 'n besluit geneem was om hierdie grond te verkoop met 'n klomp redes, en ek gaan nou aan die einde van die diens vir jou 'n bietjie meer inbind daarin. Maar ek het met die Here gestoei oor hierdie ding. Here, gee vir ons hierdie grond terug. Here, ek vertrou U. Dit was besluite wat geneem was, daar was dinge wat gebeur het, daar was dinge wat ons nie van deel was nie. Here, ons vertrou U vir hierdie ding. En die volgende oomblik, nou sal hier en hulle begin met die stootskraper hier rondgaan, en my hart sink. My hart sink in daai oomblik. Ek is soos, maar Here, ek het U vertrou. Here, ek het met U gepraat oor hierdie ding. Here, ek het gehuil voor U. Here, U ken my hart. Here, U weet wat die woord is, wat U gesê het toe U my hiernatoe gestuur het. Here, U weet wat die proses is, wat ek in my hart sien en in my hart beleef, Here, van dit wat U kom openbaar vir my, van dit wat U wil doen hierso. Hoekom laat U hierdie toe? En in 'n oomblik, nou berei ek voor vir hierdie Sondag. In 'n oomblik is die Here besig om met my te gesels. Jy's nou so Simon die fariseer. Jy nooi my in en jy sê, jy wil my deel maak van die prosesse in jou lewe, maar jou hart klop die hele tyd vinnig as jy moet dink oor hierdie grond. Jy is die hele tyd besig om te stres oor hierdie ding. Jy sê jy het die tafel voorberei, maar jy het eintlik net vir jouself voorberei. Jy het eintlik net gedink aan wat gaan hierdie tafel vir my beteken en nie van wat is ek besig om neer te sit en toe te laat dat wie ook al aan hierdie tafel kom sit in hierdie uitnodiging die geleentheid het om deel te neem aan die tafel nie. Ek wil hom beskerm. Los net hierdie deel uit. Maar net nie aan my, hierdie is netjies, moenie hier kom karring nie. Hierso is julle spasie. Hierso, figure hierdie ding uit, is bietjie de mekaar, die servette is nog in plastiek, net vir ingeval jou hande vuil was, want ek het nie vir jou water gegee om dit te was nie, jy kan dit uitfigure op jou eie. En die Here challenge my in 'n oomblik van hoe maklik dit is, hoe ons 'n Simon die fariseer word. Ons lees hierdie storie en ons kyk baie keer na die storie en jy dink, hoe kon hy so reageer? En dit stryk, en ek het dit altyd so gelees. Ek het altyd na hierdie storie gekyk en gedink, "Jesus, hierdie ou. Ek kan nie glo dat 'n persoon wat wel, hy is nou 'n fariseer en hy wil verseker Jesus uitvang op sekere plekke en fronte, maar dat hy kan agterkom, is iets omtrent hom, soveel so dat hy hom innooi in sy spasie in en sê, Here, ek wil U in my huis hê. Ek soek U hier. Ek wil nog 'n paar vrae vra, ek wil nog 'n paar goed uitfigure, kom in. Maar die oomblik wat iets gebeur, kan ek nie wag om dit te diskwalifiseer nie.
En wanneer hierdie storie besig is om te ontvou, kan jy agterkom, Jesus sê, hier's 'n ontdekking om te maak. Dit gaan nie net oor 'n uitnodiging nie. 'n Uitnodiging is nie genoeg nie. 'n Uitnodiging om net te gaan na jou eie lewe toe en te sê, maar Here, ek het U tog ingenooi in my spasie in. So dit moet ten minste tel vir iets. Here, ek het U ten minste in die huis ingenooi. Ek weet daar's iets omtrent U. Ek twyfel nog oor klomp dinge. Ek's nog onseker dalk oor baie dinge. Ek het nog vrae oor baie dinge, maar ek het U ten minste ingenooi. Dit moet tel vir iets. En is asof Jesus hierdie storie deel maak van die evangelie, sodat ek en jy moet ontdek, daar's 'n stuk voorbereiding ook wat moet plaasvind. En ons sien dit by die sondares wat by die deur inkom in vers 37. Hy sê, en toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was verneem, dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebring. Hoor gou daai sinnetjie net. Dis krities belangrik dat jy dit sal hoor. Toe sy hoor dat Simon die fariseer vir Jesus genooi het na sy huis toe, het sy 'n albasterfles vol olie gebring. Ek lees 'n paar kommentare oor hierdie vers en hulle sê, dit was nie abnormaal vir 'n vrou om haar salfolie om haar nek te dra, per klein buisie saam te dra, waar ook al hulle gegaan het, as 'n geur en as 'n parfuum nie. Maar hierdie vers is vir my baie duidelik dat sy kies om hierdie ding saam te vat. Dis nie net iets wat sy by haar gehad het. Ek het gehoor en sy gaan net soos wat sy is nie. Sy hoor, Jesus is by die huis en sy het haar albasterfles gaan haal vol salfolie en dit gebring. Sy het dit gaan haal en gesê, ek gaan dit deel maak. Alles wat sy hierin voorberei is iets van haar hart wat besig is om iets te ontdek. En dan sê hy, en sy het agter by sy voete gaan staan en geween, en sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. As hierdie vrou dit hoor, is dit 'n onmiddellike reaksie van ek het nodig om iets voor te berei as ek na hom toe gaan. En wanneer sy hierdie storie hoor, nou dit klink dalk vreemd, hier loop 'n vreemde mens aan 'n huis in. Nou dit was nie so vreemd nie. Wanneer hulle in daai tye geleenthede gehad het waar daar iemand was van betekenisvolheid wat jy genooi het na jou huis toe, veral 'n rabbi, dan mag jy van die straat af ingekom het om te kom luister wat die lering was. Om te kom luister wat die gesprek was. Jy was welkom om van die straat af in te kom. So die feit dat mense net ingesyfer het in hierdie huis, die feit dat sy kon inkom, was nie 'n vreemde ding nie. Maar wanneer ons te doen het met die gesprek, dan kom jy agter, maar niemand weet wat, of ons weet nie wat sy naam nie. Al wat ons weet van hierdie vrou is, sy is 'n sondares. Sy's iemand wat geken was aan haar dade. Sy's iemand wat goed was daarin, sy het al 'n CV gehad. Want ander weet dit. Simon, dink onmiddellik, ek weet wie hierdie vrou is. Nou, ons maak die afleiding, sy is 'n prostituut. Die Bybel sê dit nêrens nie. Nêrens is daar ooit 'n verwysing dat dit is wat sy doen nie. Al wat die Bybel sê is, sy was geken as 'n sondares. So wat ook al dit was, sy was goed daarin. Wat ook al dit was, mense het dit erken. Gesê hierdie vrou. En sy word geken net aan haar dade. Dis al wat ons van haar weet. Sy is 'n sondares as gevolg van. Ons weet dit is wat sy doen. Simon se reaksie by homself is, as Jesus weet watter tipe soort vrou dit is. As hy geweet het wie en watter soort vrou. Dis sy interaksie by homself. Ek wonder wat maak dat sy inkom. Ek wonder wat maak dat sy voel en weet, almal weet wie ek is. Ek wonder wat maak dat sy besluit, ek is bereid om by al hierdie oë verby te gaan. Ek is bereid om by al hierdie oomblikke en geskinder en onderlangs gepraatery verby te gaan. Ek wonder wat gebeur in haar hart. Ek wonder wat het dalk die oploop tot dit laat gebeur, want dis iets omtrent 'n oomblik waar binne sy sê, ek het gehoor Jesus is hier. En sy weet, daar's nie net iets omtrent hom nie, sy besef, hier's iets meer omtrent hom. Daar's nie net iets omtrent hom nie, daar's iets meer omtrent hom. En nou, Lukas is eintlik 'n amazing skrywer vir my, want van hoofstuk 5 af begin hy al sê, en Jesus het na hierdie streek toe gegaan, in die plek waar hulle was, en het hy by hierdie dorp gepraat, en 'n menigte mense het om hom kom staan, en kom luister. En dan het hy geskuif na die volgende dorp toe, en 'n menigte mense. So gaan dit van hoofstuk 5 tot by hoofstuk 7, waar ons by hierdie storie kom, en die oploop tot dit. En Jesus het daar gepraat, en 'n menigte mense het om hom kom staan. Ek wonder, hoeveel keer was sy in die crowd? Iewers aan die agterkant, besig om te luister na wat hy sê.
Want sy kan nie te naby kom nie, want almal weet wie sy is. As sy te naby kom, stamp mense af, wat doen sy hierso? Sy hoort nie by hierdie tipe van gesprek. Weet sy nie dat hy die leermeester is nie? Weet sy nie dat hy die profeet is nie? Weet sy nie dat hy die koning is van die Jode nie? Sy hoort nie by hierdie tipe gesprekke nie. So sy stien teen een aan die agterkant, besig om te luister. Sy stien teen een op 'n plek waar sy nie noodwendig vrymoedigheid het om naby te gaan nie. Sy's net in 'n plek waar binne sy luister op 'n afstand en skielik is daar iets wat in haar hart gebeur. Skielik het daar iets losgekom in haar binneste. Ek wonder in die oploop tot by hierdie storie of sy nie al klaar besig was om met die Here te gesels oor haar toestand nie. Ek wonder of sy nie al klaar 'n paar afsprake gekanselleer het en gesê het ek kan nie daar wees nie want hier's iets wat besig is om in my hart te gebeur. Hier's iets wat ek moet uitfigure. Hier's iets wat ek gehoor het en dit resoneer met my hart en nou is Jesus hier in hierdie huis en ek het gehoor. Nou sy weet waar Simon bly. So by the way, toe sy hoor dis by Simon se huis, toe sy soos ek weet waar dit is. Ek wil nie nou preek oor daai deel nie. Toe ek hoor, hy's daar, toe kies ek om te gaan. En nou is hy hier, en ek weet, ek kan nie nou in die skadu bly aan die agterkant van die gesprek nie, ek moet naby kom. Ek kan nie net nou bly in 'n plek waar ek net 'n nommer kan wees nie. Ek kan nie net nou bly op 'n plek waar ek misgekyk word nie. Ek moet naby kom, hy's in hierdie huis en al wat sy kan dink is, hy's by Simon se huis, ek moet my albaste fles vol salf bring. Ek kan nie net leë hande hier opdaag nie, ek kan nie net gaan nie. Hier's iets wat ek moet gee in hierdie proses en sy berei voor met dit wat haar rykdom is, met dit wat haar lewe is, met dit wat haar versekering is, met dit wat haar bestaan is. Dit bring sy alles in hierdie flesie. En dis die tweede beginsel, die voorbereiding vra jou alles. Hierdie voorbereiding vra jou alles. Sy kies nie net die eerste ding wat in haar huis is nie. Sy dink nie, wat se finansies kan ek net bymekaar maak nie. Sy dink nie, wat is die ding wat gaan sin maak nie. Sy gryp dit wat haar kosbaarste lewensversekering en polis is. Sy gryp dit wat 10-1 maak dat sy kan gaan waar sy gaan en doen wat sy doen. Sy gryp dit en sy sê, ek moet hierdie bring vir Jesus. Ek moet hierdie voor sy voete bring. Ek moet hierdie kom neerlê voor hom. Maar voor sy dit doen, kan sy haar trane nie keer nie. Voor sy by hierdie oomblik kom, wat sy in haar hart het, kan sy haar trane nie keer nie. En is my opmerklik, dat die Bybel eintlik nou hierdie oomblik eintlik gee, dat sy so huil, dat sy Jesus se voete nat maak met haar trane. As jy so huil jy nie mooi nie. Dis nie 'n netjies huil. Ag, kyk, daar's 'n vrou wat bietjie traan. Het iemand dalk vir haar 'n tissue? Dis nie daai snik, jy fight daai trane nie. Dis huil dat jy moet afvee met jou hele voorarm. Ken daai oomblik, nee, dis nie net, dit is soos, ek moet, te veel. Dis hoe daai huil lyk. Dis 'n vrou wat 10-1 met haar skoonheid haar werk gedoen het en weggekom het met sekere dinge. En hier staan sy sekerlik en ek meen 'n vrou wat so huil is nie mooi nie. 'n Man ook nie, maar 'n vrou definitief nie. As jy so huil is dit nooit mooi nie. As jy so huil is dit nooit gemaklik vir die mense wat om jou is nie. Het jy al so gehuil? 'n Hele vertrek kom tot stilstand. Alles stop. Alles fokus op daai persoon. Almal is bewus van hierdie traan, of jy nou deel was van dit of nie, of jy weet waaroor dit gaan. Almal neem kennis. As haar teenwoordigheid nie dit losgemaak het nie, die huil oomblik dit definitief gedoen. En ek wonder of haar plan nie dalk was om net in en uit te gaan nie. Soos, ek wil net inkom en Jesus se voete salf. Of dalk meer eerder dalk sy hoof. Sy bring haar salf wat sy het. En dan voor sy haarself kan, sy het definitief nie beplan om sy voete te was nie. Ek is oortuig daarvan, want sy het nie 'n handdoek nie. Sy het nie lappe gebring
om sy voete mee af te droog nie. Die plan was nie om Jesus se voete te was nie. Die plan was om hom te salf en om hom te gee wat sy van oortuig is. My lewe het kom verander. Here, ek het gehoor hoe u praat by daai plek en daai plek en daai plek. Het iets in my hart geresoneer en ek kan nie anders as om net vir u te kom en u te kom aanbid en te kom gee, teruggee. Here, dit alles wat ek het om te bring vir u nie. Ek kan nie anders as om dit te doen nie. Maar as sy Jesus sien, begin sy huil so dat haar trane sy voete nat maak en soos wat sy begin huil, ek wonder in daai oomblik of sy nie sien soos wat daai trane op sy voete val, sy voete is vuil nie. Jy al gesien as iemand se voete vuil is, dit kan partykeer lyk of dit getan is. Totdat jy 'n druppel water op dit het, dan sien jy daai druppel water baie duidelik. Jou voete is vuil. Dit is asof 'n druppel water dit skielik meer ontbloot. Meer aksentueer, jou voete is vuil. En ek wonder in hierdie oomblik, soos wat sy huil en haar trane val op sy voete, of sy nie agterkom, Jesus se voete is nie gewas nie, en instinktief begin sy voete afdroog met haar hare. Instinktief reageer sy, hierdie kan nie so wees nie, ek moet dit skoonmaak. En soos wat sy reageer in hierdie oomblik, moet sy haar hare losmaak. Sy kan nie net dit doen, sonder dat haar hare los is nie. En vir 'n vrou, om in so 'n geselskap, hare los te hê, was ongehoord. Jy doen dit nie. Jy het eintlik 'n hoofbedekking waarmee jy in so 'n tipe geselskap in die publiek moet ingaan. En hierdie vrou ontbloot haarself in elke sin van die woord, om Jesus se voete af te droog. Om Jesus te kry in hierdie plek waar sy agterkom, maar sy voete is nie gewas nie. En dit is my so opmerklik, dat in hierdie hele proses sê sy nie 'n woord nie. Nie een keer nie. Daar's nie 'n woord wat opgeteken is wat sy sê nie. Nie een keer nie. Al wat sy doen is, sy het aksies om te bring. Sy het goed om te bring. Sy wil dalk Jesus net salf en gehardloop het. Net gekom het en gesê het, Here, u het my kom vrymaak van 'n lewe wat ek nie eers besef het waarmee ek alles besig was nie, Here, maar u het iets in my hart kom doen en my kom vrymaak. Here, ek wil u net kom seën. Ek wil u net kom bless. Here, kom en vat net hierdie en 10-1 probeer uithardloop, maar hier word sy oorweldig deur die oomblik en sy kan nie beweeg nie en nou weet almal sy's daar. Almal weet sy's daar. En in hierdie oomblik sê sy nie een keer 'n woord nie. En dit is my so incredible hoe die Here werk. Ons het haar aan die begin van die storie net geken aan haar dade. Sy's 'n sondares. En al wat ek en jy nou van haar weet, is haar dade. En dit wat haar so lank gedefinieer het, kom Jesus en hy herdefinieer dit in 'n oomblik. Hoe amazing is die Here nie, dat wanneer ek en jy kom en die vyand die reg het om te sê, hey, maar hierdie is jou definisie. Hierdie is wie jy is. Kyk hoe lyk hierdie deel van jou tafel, jy het nie ordentlik voorberei nie. Kyk hoe lyk hierdie deel van die gesprek vir jou. En Jesus kom in 'n oomblik en dit wat haar so lank gedefinieer het, kom herdefinieer hy in 'n oomblik. En skielik is daar anders. Is daar 'n ander motief. Skielik is daar 'n nuwe verwysing vir haar. Dit wat so lank in haar lewe geken was as dit wat sleg was en verkeerd was, kom draai die Here na dit wat eintlik goed is. En Simon se reaksie is nog steeds, wat 'n soort vrou is hierdie, as hy geweet het, die identiteit wat sy het, en haar optrede, wie en watter soort. En Jesus weet, in hierdie oomblik, gaan dit nie net oor 'n aksie wat hierdie vrou bring nie, maar dit is 'n identiteitstelling wat verander. Dis 'n bevestiging van dit wat in haar hart gebeur. Ons het nie 'n idee wat haar optredes was voor dit nie, maar ons weet alles wat haar optredes van hierdie oomblik af kom definieer het. En Jesus antwoord dan vir Simon in 'n storie. En ek love hoe die vers begin in vers 40. Hy sê, en Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om vir jou te sê. En hy antwoord, Meester, spreek. Ek love hoe hierdie vers begin. Dis Simon wat met homself praat hierso. Hy praat nie met iemand anders nie. Die woord sê, hy praat met homself hier. As Jesus nou geweet het wie hierdie vrou was. En Jesus draai om na hom toe en hy sê, hey Simon, ek het iets om vir jou te sê. En sy reaksie is onmiddellik, spreek meester. Hy wonder of Jesus 'n profeet is. Hy twyfel hier aan sy binnekant. Hy is soos, as hy 'n profeet was, sou hy nie, ja meester, spreek. Vertel my, ek is gereed om te ontvang
Sê vir my wat u wil sê, en Jesus begin 'n storie vertel. 'n Sekere geldskieter het 2 ouens wat om geld geskuld het, wat hulle nie kan terugbetaal nie, die een 500 pennings, die ander een 50. En nou kom die geldskieter, en omdat hulle nie kon betaal nie die ou wat 500 het nie, ook nie die ou wat 50 het nie. Nou, as jy nie kan betaal nie, kan jy nie betaal nie. Nou, as dit 50 is, en jy kan nie 50 betaal nie, dan is dit significant. Jy kan dit nie doen nie. As jy 500 het, en jy kan dit nie betaal nie, dit is significant. Maar nou vra Jesus die vraag, wie van hulle 2, dink jy, het die geldskieter die meeste lief? As hy kom en hy sê, jou skulde is vrygeskeld, jy hoef my nie terug te betaal nie, wie het die geldskieter die meeste lief? En Simon se reaksie is, ek veronderstel die ou wat 500 gehad het. En is asof hy so onseker hierdie ding, ek veronderstel. Ek dink dis dalk die ou wat 500 het. Ek veronderstel dis 10 teen 1 die een wat daar's. En Jesus sê onmiddellik, jy het reg geoordeel. En dan kom hierdie amazing, incredible oomblik. Vers 44. Hy sê, daarop draai hy om na die vrou en hy sê vir Simon, kyk gou wat gebeur hier. Jesus draai na die vrou, hy praat met Simon, vertel hom 'n storie. Nou draai hy na die vrou toe, maar hy praat nog met Simon. Hier's nou 'n gesprek wat plaasvind, wat iemand insluit, maar wat oor iemand anders gaan op hierdie oomblik. En dan sê hy die volgende, hy draai om na die vrou toe en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Sien jy hierdie vrou, Simon? Jy kyk na haar en jy het klaar aangeneem. Ek ken haar van haar dade. Ek weet wat is besig almal reeds aan haar hart te gebeur. Jy kyk na haar en jy sien net 'n verlede. Ek kyk na haar en ek sien 'n toekoms. Jy kyk en jy maak aannames oor dit wat jy dink jy weet van haar, maar iets het gebeur in haar hart en jy mis hierdie oomblik. Ek is in jou huis, Simon, en jy het nie vir my water gegee vir my voete nie. Jy het nie 'n soen vir my gegee op my wang nie, en jy het my hoof nie gesalf met olie nie. Nou kyk waar's hierdie vrou die heeltyd. Die gasheer moes fokus op die voete, eerstens, sodat jy, wanneer jy aan die tafel sit, dat dit skoon en rein is. En dan was daar 'n soen gegee vir verwelkoming. Jy is welkom in hierdie plek. Ek eer en ek respekteer jou. Ek erken jy is hier. En dan het ek jou hoof gesalf met olie as 'n geurigheid vir hierdie oomblik. So dit het begin by die voete en dan was dit die gesig en die hoof. Hierdie vrou is die heeltyd by die voete. En sy het Jesus se voete gewas met haar trane. En sy het nie opgehou om sy vuil voete te soen nie. En sy het sy voete gesalf. Hierdie vrou kom draai die hele prentjie om. Dit wat eintlik veronderstel was om die tafel gemaklik te maak, fokus sy net op die voete. En sy kom in 'n postuur van aanbidding en sy sê, Here, hier's 'n hart wat gedraai is. Hier's 'n ontdekking wat ek gemaak het in die verstaan van dit wat u woord in my lewe kom doen het, in die reaksie wat hier aan my binnekant is. Ek kan nie eers nou van hierdie postuur af opkom waar ek net fokus op u voete nie. Ek is by u voete besig om dit te salf en te huil. Hier's waar my trane is. Hier's waar my oomblik lê. Hier's waar my hart gedraai word. Hier's waar my diensbaarheid lê. Here, dis by u voete. En dan sê Jesus, hy praat nog steeds met Simon. Daarom sê ek vir jou, Simon, haar sondes, wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Incredible statement. Haar sondes is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Hy gee die sleutel daar, en hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Nou, hierdie is 'n belangrike aspek om te verstaan. Want in vers 47, terwyl hy nog met Simon praat, dan sê hy vir hom eintlik, verstaan jy die storie, Simon? Sy is 'n 500 sondares, jy's net 'n 50. Sy besef wat in haar lewe verander het, jy nie. Sy het 'n bewustheid van wat in haar lewe verander het, jy nie. Sy bring offers en maak opofferings, jy nie. Verstaan jy die storie, Simon? En dan wanneer hy die term gebruik, want sy het baie lief gehad, dan sê hy,
die sleutel eintlik van dit, want hy sê dan net die volgende sinnetjie, want vir wie weinig vergewe is, het min lief. Hy sê, dis sy wat reeds gesnap het, sy is vergewe in my. Dis sy wat reeds gesnap het, wat my opoffering gaan doen. Dit het nog nie gebeur nie, maar is asof sy iets gesnap het van hierdie ding. Hy is die een wat my vrymaak van my sondelas. Hy is die een wat my identiteit kom verander. Hy is die een wat my optredes kom verander het, van dit wat sleg was, na dit wat in diensbaarheid en aanbidding tot hom is. Hy is die een wat alles kom verander het. Sy besef dit, jy nie. En dan sê Jesus, vir jou sondes is vergewe. Hierdie is nie net, jy het nou iets nice vir my gedoen, kom ek doen iets nice vir jou terug oomblik nie. Dankie dat jy my voete gewas het, hierdie ou het dit gemis. Dankie dat jy my gesalf het vir 'n stukkie geur. Kom ek doen iets nice nou vir jou sondes is vergewe. Dis nie dit nie. Dis 'n bevestiging van Jesus wat praat oor 'n harttoestand wat verander het. Dis 'n bevestiging wat Jesus eintlik vir haar kom gee en sê, jy het dit klaar gesnap. Jy het baie lief gehad. Jy het ontdek, jy is baie vergewe. En nou sê hy vir haar verder in vers 49, toe begin die wat aan tafel was, by hulle self te sê, wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. Worship team, julle kan my join hier voor. Gaan in vrede. Dis my amper 'n vreemde oomblik aan hierdie einde van hierdie storie. Dis waarmee Lukas 7 eindig. En hierdie oomblik speel af by die etenstafel. Alles, net hier. Nêrens in hierdie storie het daar gestaan en Jesus het opgestaan nie, behalwe die feit dat hy die hele tyd interaksie het. En ek dink nie dis noodwendig significant nie, maar is asof Jesus by hierdie tafel sit en sy huil en sy maak sy voete nat terwyl sy huil. En Simon aan die ander kant van hierdie tafel by die mooi kant soos awkward. En Jesus begin interaksie hê van hierdie posisie af, waar hy sê, hierdie plek waar by ons kom aansit, hierdie plek wat ons noem die etenstafel, hierdie plek wat eintlik veronderstel was om die kern van die kuier te wees, het skielik 'n plek geword van die kern van, is jy aan die regte punt van hierdie tafel? Sit jy aan die etenstafel van die meester? Het jy voorberei vir hom? Is jy gereed om die moeilike gesprekke te hê wanneer dit kom by dit? Het jy voorberei vir hierdie oomblik? En nou vra hierdie ouens wat om hierdie tafel sit, wie is hy dat hy sondes kan vergewe? En hy antwoord nie een van hulle nie. Hy praat met die vrou verder. Hy antwoord nie een van hierdie ouens wat nou begin vra, wie is hy dat hy sondes kan vergewe nie? Onmiddellik sê hy vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Onmiddellik fokus hy op die individu wat dit snap. Onmiddellik fokus hy op die een wie se hart gedraai is na hom toe. Jou geloof het jou gered. Dit is asof hy vir hulle sê, moenie hierdie oomblik mis nie. Moenie nou die verkeerde vrae vra nie. Dit gaan nie nou oor, kan ek sondes vergewe nie. Dit gaan oor hierdie vrou wat sy hart dit gesnap het. Snap jy dit? Vind jy dit? Is jy bewus van dit wat ek kom verander? Is jy bewus van die transformasie wat gebring word? Is jy bewus van dit wat nuut geword het in 'n oomblik? Is jy bewus, weet jy wat gebeur het? En ek wil jou vir 'n oomblik waar jy is. Waarvan is jy bewus in hierdie oomblik? Is jy aan 'n tafel wat voorbereid is? Of het jy nog net vir Jesus ingenooi? Is jy aan 'n tafel waar binne jy voorbereid is om te sê, Here, ek wil gereed maak vir hierdie oomblik. Alles wat nodig is, ek wil dit netjies maak, Here, ek wil dit gereed kry. Ek wil reg wees vir hierdie oomblik. Ek wil nie dit mis nie. En ek het so beleef hoe die Here twee goed op my hart druk vir vanoggend. Die een is, miskien is jy in hierdie plek en jy is voorbereid. Miskien is jy in hierdie plek en jy sê, yes, Here, ek stap hierdie pad, ek het die commitment, ek sien hoe die dinge gebeur. Maar miskien het jy nodig dalk om by die voete van Jesus net te kom huil. Miskien het jy vanoggend net nodig om te sê, Here, hier's trane. En ek word oorweldig deur hierdie oomblik, maar ek kom huil by u voete, nie agter by die
donkerte en die skadu's waar niemand my sien nie. Maar die tweede deel wat ek jou wil vra is, miskien is daar iemand wat vanoggend hier sit wat herdefinisie nodig het. Hierdie vrou was geken aan haar optrede. Jesus kom herdefinieer dit in 'n oomblik. Miskien is daar 'n definisie in jou lewe wat geherdefinieer moet word vandag. Miskien is daar goed wat jy moet draai. Miskien is daar goed waarvan jy bewus moet wees. En ek wil jou vra om vir 'n oomblik daar waar jy is en net jou oë te sluit. As jy vanoggend in hierdie plek is en jy sê, Here, ek kort herdefinisie. My tafel is eintlik net half voorberei. Ek wil dit kom herdefinieer vanoggend, Here, in U waarheid en in U oortuigings. Ek wil dit kom omdraai, Here, in dit wat ek verstaan van wie U is. Ek wil dit kom omdraai vandag, Here, in my verduideliking en in die konteks, Here, van dit wat U mee besig is in my hart en in my lewe. As dit jy is vanoggend, wil jy nie vir 'n oomblik daar waar jy is, jou hand in die lug steek net, as jy nodig het dat ons saam met jou bid nie. As jy jou hand opgesteek het, jy kan hom weer laat sak, jy hoef hom nie daar te hou nie. Dankie Here dat ons U kan vertrou vanoggend vir 'n herdefinisie. Dankie Here dat ons weet dat in 'n oomblik verander alles. In 'n oomblik was ek nog geken as die, maar U kom en van hierdie oomblik af vorentoe is daar 'n nuwe definisie en 'n nuwe verstaan van wie ek is. Here, dit wat die vyand vir so lank eintlik my herinner het, jy het dit gedoen vir sleg en vir kwaad. Dit is wie jy is. Kom U in 'n oomblik en U herdefinieer dit vir U koninkryk en vir goed. En U herdefinieer dit, Here, nie net om 'n ontdekking te hê van dat U goed is nie, Here, maar dat U besig is om deur my 'n impak te maak in 'n omgewing. Dankie Here dat die definisie wat kom verander in hierdie oomblik 'n bewustheid bring, Here, van U heerlikheid in my lewe. Dankie Here dat dit 'n bewustheid bring, Here, van dit wat U as uitkomste vir my lewe bestem ook en dit wat U deur my wil laat bestaan. Dankie Here dat U vandag kom en dit wat die vyand aan mense wil kom herinner, kom U en U is besig, Here, om die nuwe definisie so vas te maak dat van hier af vorentoe die gesprek altyd sal begin by jy is nuut gemaak, jy is nuut gevorm, jy het 'n nuwe vertrekpunt. Is ons vir gebed vanoggend in U naam alleen, Here. Amen en amen. En ek wil jou vra, terwyl jou oë nog gesluit is, as jy in hierdie plek is en jy sê vandag, Here, my trane lê vlak. Ek het U ingenooi, ek het voorberei, maar Here, soos wat ek nader kom, beleef ek eintlik net hoe alles wat my kom oorweldig, alles wat ek eintlik voorberei het, Here, dit is nou by die deur uit. Ek kan nie anders as om net by U voete te kom sit en huil nie. En miskien het jy net 'n stukkie vertroosting nodig. Miskien het jy vanoggend net 'n wete dat die Here sien jou raak in hierdie plek. Die Here sien jou hart. En ek wil jou vra as dit jy is vanoggend, wil ek jou vra vir 'n stukkie boldness, soos wat die vrou gehad het, om te moes inkom en nie bekommerd te wees nie. As jy vanoggend hier staan en jy sê jy's oorweldig deur jou omstandighede, wil jy nie vir 'n oomblik staan waar jy is nie. En ek wil jou vra vir die res van die gemeente, as jy kan jou oor 'n oomblik en dalk net om jou kyk, as daar iemand is wat naby jou staan, wil jy nie opstaan en net 'n hand op hulle skouer gaan sit as 'n stuk ondersteuning nie. Moenie dat iemand alleen staan in hierdie oomblik nie. Here, vanoggend, Here, kom ons met harte wat uitverkoop is aan U.
Harte, Here, wat aan U behoort in elke sin van die woord. Harte, Here, wat aan U toevertrou is. Here, maar vanoggend is ons oorweldig deur omstandighede. Vanoggend, Here, voel ons eintlik die druk en die spanning van hierdie oomblik. Here, vanoggend voel ons hoe daar oë op ons is en na ons kyk. Vanoggend voel ons, Here, hoe daar, ek wil amper sê, fariseërs is wat opmerkings maak. Here, maar ek bid vandag, soos wat hulle trane dalk loop vanoggend, soos wat hulle harte broos is vanoggend. Here, bid ek dat soos wat die trane begin loop, dat daar iets van 'n ontdekking is, Here, van hoe dit nie net val in die stof van die vloer nie, Here, maar dit val in die stof van U voete. U het hierdie pad gestap, Here, U weet wat nodig is en U kom vanoggend en U omvou elke individu vanoggend, Here, met dit wat hulle nodig het. U kom vul hulle in elke aspek van die woord, van dit waar daar dalk tekortkominge was, of van dit waar daar oorweldiging was, Here, en U kom maak sterk, en U kom maak gereed, soos wat hulle voorberei is, en soos wat hulle voorberei het U gekom, Here, en elke voorbereiding kom oortref. En elke stuk voorbereiding kom meer gee as wat hulle kon gee, en as wat ons kon gee. En ek bid, Here, dat soos wat hulle is en staan in hierdie oomblik voor U, Here, bid ek dat U hulle harte ook oprig en sterk maak. Bid ek, Here, dat U hulle kom omvou, Here, nie net met 'n stuk liefde en met 'n stuk vrede nie, maar dat U in hulle, in hierdie oomblik, 'n stuk geloof aktiveer, Here, wat bo en behalwe is, dit wat hulle reeds van oortuig is. U kom gee 'n nuwe siening in dit wat U mee besig is in hulle lewe. Ons eer U vandag, Here, nie net vir 'n geleentheid om U in te nooi nie, en nie net vir 'n geleentheid om voor te berei vir die oomblik nie, maar om ook te weet, Here, soms word ons oorweldig deur dinge. Maar wanneer U met hierdie gesprek te doen het, los U al die ander vrae uit en U fokus op die individu. En ek bid, Here, dat U vanoggend fokus op elke individu wat dit nodig het. U kom spreek 'n waarheid oor hulle in hierdie oomblik. U kom maak vas oortuigings in hulle wese. U kom herinner hulle aan beloftes. Dis ons gebed, Here, in U naam alleen. Amen en amen.